ons so sing, Here, ervaar ek hoe hierdie woorde echo oor myself en oor my kinders en my kinders se kinders, dat U altyd dink verder, U dink altyd in generasies, U dink, Here, en U bewerk 'n vrugtevolle lewe, Here. En vanoggend, Here, terwyl ons hier staan, dan hoor ons die grootheid, Here. Dit is 'n beklemming in ons eie harte, Here, dat ons staan so klein voor U. Here, U wat alles kan doen, Here, U wat alles in stand hou. Here, dan kom ons vanoggend na U toe en ons vra, Here, dat Here, daardie klein hindernisse in my eie lewe, Here, bring my na 'n plek toe vanoggend dat ek kan ervaar dat, Here, U, Here, in my werk, dat ek 'n trappie hoër kan wees en standaard kan reis in my lewe. Here, en dit beteken salwing, dit beteken gehoorsaamheid, dit beteken, Here, begeerte, dit beteken, Here, ek koop in. Here, vir watter ander rede is ons hier vanoggend? Here, buiten om te hoor van hierdie amazing, wonderbaarlike God. En ek wil jou vanoggend, wil ek jou voorberei, dat die Here tussen deur die lyne met jou sal praat. Want jy's hier om nie na 'n pastoor te hoor nie, te luister nie. Jy's hier om van die lewende God te hoor. En dat hy vanoggend met jou sal praat. Dat hy jou sal wysig, dat hy jou sal inlig. Dat hy dalk met jou gaan raas, soos dit klink, of teregwys is dalk die regte woorde. Miskien is daar 'n waarskuwing, maar dat ek net vanoggend 'n spreekbuis wil wees en sê, Here, kom en werk hier onder ons, Here. Maak ons gemeente ryker en dieper. Maak ons gesinne, ons families, Here. Maak ons swaar van kapot. Heerlikheid, Here. Here, dat wanneer mense instap, dan ervaar hulle iets anderste. Wanneer mense met jou praat, dan hoor hulle, daar is heiligheid, daar is gesag en daar's autoriteit. Ek bid dit vanoggend vir jou toe, wat ek weet die Here so persoonlik en individueel met jou wil werk vanoggend, nie met die gemeente nie. Hy wil met jou werk vanoggend. Hy wil met jou praat vanoggend. Met die individu, met die pa en met die ma en met die kind. Want daar is iets vir jou wat jy moet hoor vanoggend, sê die Here. Wat jou ryk sal maak en wat jou lewe sal bevestig in my. Ek bid dit so in Jesus naam, in Jesus naam. Amen en amen. Amen. Liewe gemeente, so baie dankie aan die amazing tyd wat ons in sy teenwoordigheid kan hê. Ek wil vanoggend net met jou praat. Ek voel so dat ek wil net met jou praat. Ek weet dat die Here iets met jou wil deel vanoggend. Ek weet dat hy vir jou 'n deurbraak sal gee op grond van hierdie woord. Ek weet dit. Ek het 'n terrible week gehad met voorbereiding en ek besef nou hoekom. Laasweek het ons begin met wees mans genoeg en Ian Bester het met ons 'n amazing boodskap gedeel van hoe mans verantwoordelikheid moet vat en dit sal vrouens ook optrek, maar as jy dit gemis het, 'n absolute moet na luister en uit dit uit wil ek vanoggend net 'n bietjie verder daaroor praat met mans en vrouens. Dat vrouens, julle kan ook mans genoeg wees. Mans, dat daar genoeg man in jou sal wees om besluite te kan maak oor wat die lewe vir jou die moeite werd gaan maak. Verlede week het ons gepraat daaroor hoe God die mens
met 'n besonderse roeping geroep het en is baie duidelik. Ons het gesien dat Adam se eerste roeping was nie gewees dat hy 'n tuinier moet wees nie, maar dat Adam se heel eerste roeping was dat hy saam met God moes wandel. Ek het vir jou die versie gegee, elke dag. Dit was 'n gewoonte gewees, present continuous tense, dat God het elke aand, dan kom hy in die tuin en dan wandel hy saam met Adam en Eva. Hy loop saam met hulle in die tuin, in die bries van die aand, dan wandel hy saam met Adam, en hy wandel saam met Eva. Voordat God, luister net na die woorde, voordat God enige iets wou doen vir Adam, wou hy eers saam met Adam wees. Voordat hy enige iets vir Adam wou doen, wou hy eers net saam met Adam wees. En dan lees ons dat die opdrag kom vanuit hierdie bewoonheid. Eerstens wandel saam met my, dan gee God hulle hierdie opdrag en sê, ek het julle 'n opdrag gegee in hierdie tuin en ek het jou gestel dat jy hierdie tuin sal bewerk en jy sal hom bewaar. En daarom kom ons by hierdie 3 woorde uit wat ons 'n bietjie oor gaan praat het en oor vanoggend net wil naslaan dat God roep jou om te bewoon. Hy roep jou jou heel eerste roeping wat God in jou bewerk is dat jy saam met hom sal bewoon, dat jy saam met hom sal wandel, dat jy saam met hom tyd sal spandeer, dat jy saam met hom sal loop, dat jy saam met hom sal wandel, dat hy jou hand sal vashou, dat jy met hom sal praat en hoe was jou dag gewees, wat het alles in die tuin gebeur, wat het alles by jou werk gebeur, praat met my, wandel saam met my, en vanuit die wandel, vanuit die verhouding, kom God en hy sê, nou gee ek jou 'n opdrag en sê, nou moet jy hierdie tuin gaan bewerk, jy moet hierdie tuin gaan bewaar, jy moet hom bewoon, jy moet hom 'n tuiste maak, daai woordjie daar so letterlik, leef en hou aan leef, in hierdie teenwoordigheid wat die Here jou gegee het. Dis nommer 1 mense. As jy alles vergeet het wat vandag vir gesê het, hierdie is die belangrikste punt. Mense kom tot bekering en dan wil hulle die wêreld verander, dan vergeet hulle die basic van ek is geroep om God te bewoon, 'n tuiste te maak, my voete te kan uitskop, met vrymoedigheid oor die drempel van die allerheiligste te beweeg, dat ek met hom kan ontmoet, 'n connection met hom te kan hê, en dit is waar, dit is moontlik, en vanuit dit mense, ek gaan dit die hele tyd vir jou sê, jy gaan verveeld raak vandag, maar vanuit die bewoon, die wandel kom God en sê, nou kan jy gaan bewerk. Dis die avoda, wat beteken oor my werk en my aanbid. Het jy geweet dat in daardie tyd die priester of die leviet, daar was nie 'n verskil vir hom gewees oor die Sondag as hy kerk toe gaan en of hy Maandag na sy werk toe gaan. Daar was nie 'n verskil in woorde nie. Hy het Sondag God aanbid en dan gaan hy Maandag werk toe, dan aanbid hy God. Werk en aanbid was dieselfde taal gewees, dieselfde woord gewees. Het jy geweet natuurlik die werk, baie mense dink, baie jong mense veral, party daar dink ek ook so, maar dink ons werk het gekom as gevolg van die sondeval. God het ons gestraf en sê, nou moet jy werk. Ja, gaan lees jou Bybel reg. God het saam met hom gewandel, en dan het God vir hom gesê, bewerk en bewoon, en toe kom die sondeval. Sondeval het na werk gekom. Werk was deel van God se plan gewees. Toe die sondeval kom, toe sê hy, en nou gaan julle met sweet van die aangesig, met dorings en distels, so werk gaan so 'n bietjie moeiliker raak vir julle, maar dis my plan. Ek wil hê julle moet in julle werke, moet julle kan avoda, beteken in aanbidding by jou werk, of jy by die kerk is, ek het iets anders wat my krag gee, en dit is my bewoon, daarom kan ek bewerk, en daarom kan ek bewaar. En dan natuurlik bewaar is die woordjie shamar. Ek het laasweek nie daarby uitgekom nie, maar om sorgvuldig toe te sien, dat jy alles sal veilig by mekaar sal hou. Dan sê hy, bewaar my gebooie, bewaar my insetting, is dieselfde woord, shamar, om sorgvuldig te kan toesien, dat alles veilig bly. Ek hou dit vas.
Yes, mense, hier is soveel waarde, hier is soveel dors. En dan, mense, waarby ek wil uitkom, is dat God, terwyl ek hierdie goed lees, en terwyl Ian laasweek met ons praat, ek ervaar, voordat hy gepraat het, ek moet met mantes praat, ek moet met die mandaat van mens wees, moet ons weer kan vasmaak oor, waarom het God ons hier op die aarde gestel? Wat is ons plan? Wat is ons plig? Weet, ons raak verveeld, ons kry halve midlife crisis, ons voel nou gaan die lewe net aan, en ons gaan so deur die ropes van die lewe, en ons verloor 'n droom, ons verloor 'n opgewondenheid, 'n Zoe life, wat God sê, jy kan lewe. En dan lees ek verder, en ek wil, jy kan daaroor gaan oplees, en ek sien my stem gaan dit nie hou nie, so ek moet kalmeer hierso, maar God gee ons 'n mandaat, en dis die wonderlikste mandaat, wat, as jy deur mekaar raak, dan gaan jy terug na hierdie mandaat toe. In Genesis 1 vers 28, dan gee hy vir die mensdom 'n mandaat, en sê, en God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, en God het vir hulle gesê, vermeerder, en vul die aarde, en dan onderwerp julle dit, en dan heers julle oor die visse van die see en die voëls van die hemel. Nou mense, dis 'n mandaat wat God die mensdom gee, en ek wil hê jy moet vanoggend baie mooi luister. Dit gaan jou lewe totaal in 'n ander rigting indruk, vir jong mense, vir ons volwassenes, vir ons afgetredenes. Hy sê, and God blessed them. En God het hulle geseën. God het hulle geseën. Ek wil net gou eers daar stop. Mense, voordat God enige iets doen, seën hy eers die mens. God het nog nooit gesê, ek sal jou seën as jy eers jouself bewys. Hy het dit nog nooit gesê nie. Hy sê, ek seën jou, en nou moet jy lewe vanuit hierdie seën uit. Dis die evangelie. Ek wil gou vir jou ietsie net noem, wat beteken die woordjie seën? Die woordjie seën beteken barak, beteken, laat my guns op jou wees, laat my soort lewe op jou wees, laat my vermoë op jou wees, sodat jy kan lewe die roeping waarvoor ek jou gemaak het. Dis wat barak beteken. Ek seën jou. Ek seën jou, voordat jy enige iets hoef te doen, en as jy vanoggend hierdie woorde kan vat, en sê, ek is geseënd, as ek in Jesus Christus glo, en dan sê, en dan uit daardie seën uit, dan moet jy gaan vrugbaar wees, en dan moet jy gaan vermenigvuldig, en dan moet jy gaan onderwerp, en jy moet gaan heers, maar waar begin dit? Uit die seën uit, uit die wandel uit, dit kom outomaties, kom dit van hom af, en dan sê hy, hier is hierdie 4 ongelooflike opdragte, wat eintlik nou nie meer 'n opdrag is nie, wat nou 'n seën word. Dat hierdie is nie werkwoorde nie, dit is letterlik 'n manier hoe God sy seën deur ons lewens wil laat sigbaar maak. En mense, as jy nou mooi gaan dink oor die preek, dan gaan jy dink, ek gaan nou vir jou 'n prosperity preek. As is nie 'n prosperity preek hierdie nie. Ek wil vir jou wys dat God het hulle geseën. God het jou geseën. Paulus skryf in Efesië, dan sê hy, ek het jou geseën met al die geestelike seëninge wat daar is in Christus Jesus. Ek het jou reeds geseën. As jy in hom glo, dan is jy geseënd. Ek het jou reeds geseën. Ek het jou reeds my lewe gegee. Ek het jou guns gegee. Ek wil jou guns gee. Ek wil jou my lewe gee. Ek wil jou my teenwoordigheid gee. Ek wil my vermoë. Mense, jy gaan dit oor en oor hoor, tot dit met jou vastslaan vanoggend. Ek wil my vermoë, goddelike vermoë, God se vermoë, barak,
plaas ek bo op jou en in jou, sodat jy nou vrugbaar kan lewe. Hy doen dit eerste. Hy kom eers en dan wandel hy saam met Adam. En dan sê hy vir Adam, gee hy 'n opdrag en sê, bewerk en bewaar. God kom en hy sê, hy kom eerste met die seën en dan sê hy, nou gee ek jou die opdrag. Hy kom eerste en hy seën jou met jou identiteit en dan gee hy vir jou opdrag. Hy kom eers met guns en dan volg jou roeping. En hierdie 4 woorde wil ek nou met jou bespreek, want dit is jou lewe. Hierdie 4 seëninge is nie net God se plan vir Adam gewees nie, maar is die ontwerp van mens gewees. En ons wyk daarvan af, ons glo dit nie meer nie. Ons is nie meer een met hom daaroor nie. Hy seën jou met byvoorbeeld vrugbaarheid. Wees vrugbaar. Ons lees daai versie, hoeveel keer het ons nie al daai versie gelees en sê, die man hoor hierdie ou het 5 kinders, hierdie week het ons 5 ou met 5 kinders ontmoet. Jene, maar die Here het hom vrugbaar gemaak en sy vrou vrugbaar. Dis waarheid, dit is ook waar, maar dit beteken nie hoeveel kinders jy het nie. Dit beteken letterlik, oor die, ek wil nou net sê, hierdie maak nie sin nie. God het hulle geseën, ekskuus, ja. Jete, man, ek is jammer, maar hierdie papiere raak nou baie deur mekaar hierso. OK, daar is hy. OK, dat ek myself reg kry hierso. So mense, ons moet nou mooi dink daaroor dat God se opdrag oor om vrugbaar te wees en te vermeerder, vul die aarde, om te bewerk en te bewoon is nie 'n las nie. Dis 'n vrug van God wat jou gaan seën. Ons gaan nou daarby uitkom, Johannes 15, dan sê hy, bly in my, dan sê jy vrug dra, maar jy moet in my bly. Met ander woorde, omdat jy in my is, God se seën sê Spreuke, maak ryk. God se seën maak hierdie opdrag moontlik. As jy nie in hierdie opdrag lewe nie, vermy jy God se seën. En nou wil ek net vinnig gou jou vat, want jy gaan vanoggend 'n keuse moet maak, keuses moet maak. Want weet jy wat beteken die woord vrug? Vrugbaar, fruitful, beteken letterlik die woordjie para. Beteken om te floreer, beteken om voort te bring, om lewe te produseer. Dan gaan hy dieper in die vertaling, dan sê hy, om te groei soos God dit bedoel het dat jy sal groei. Dan gaan hy nog dieper en sê, om God se lewe sigbaar te maak. Dit is wat vrugbaarheid beteken. Jy sien, God vra ons nooit iets sonder dat hy ons eers seën en toerus daarmee nie. Vrugbaar beteken, ek seën jou, luister gou na hierdie woorde. Ek seën jou, met God se teenwoordigheid, ek seën jou met God se soort lewe, ek seën jou met God se vermoë bo op jou, sodat jy nou kan floreer en sodat jy nou kan lewe voortbring en sodat jy nou God kan sigbaar maak in jou lewe. Is dit nie amazing nie? Hy sê, wees vrugbaar. Jy moet vrugbaar wees. So dit gaan nou nie meer oor hoeveel kinders jy het nie. Dit gaan daaroor ook, maar dit gaan oor dieper, dit gaan oor 'n lewe wat God weerspieël. Wat bring jy voort? Wat produseer jy? As ek die woord produseer, dan klink dit so, ek moet iets doen om dit moontlik te maak. Maar jy hoef niks te doen nie, want dis nie Bybels as jy iets moet doen nie. Dis net 'n blessing, dis 'n seën. Jy hoef niks te doen nie, jy moet dit net ontvang.
En letterlik dan beteken dit wat God besig is om in my binnekant te doen, moet ek uitbring na die buitekant toe, om God sigbaar te maak, om haar die kapasiteit te kry, om haar die gewig te kan kry, van wie God my van gemaak het, die kabot, die heerlikheid. Jy sien, God skep die mens, en dan God seën die mens, en dan gee hy vir die mense opdrag en sê, wees nou vrugbaar. Dis binne in jou. Jy sien, vrugbaarheid kom uit die seën uit. En mense, julle kyk my nou so aan, soos wat ek dit aangekyk, en sê, ja, ek weet dit, ek glo dit my hele lewe lang. Maar dit werk nie vir my nie. Wat van, as jy hierdie vanoggend ernstig opneem en sê, hoorie, God het my geseën, dat ek kan floreer, God het my gebarak, dit plaas so 'n bietjie van 'n verantwoordelikheid op my. Hy het 'n barak op my gelewe geplaas, dat ek hom verteenwoordig, en dat ek hom moet sigbaar maak in hierdie lewe. Dat dit wat ek in jou geplaas het, wil ek hê, dit moet na vore toe kom. Met ander woorde, dit beteken, daar waar jy kom in jou lewe, dan moet dinge begin lewe, dit moet begin floreer, dit moet begin belewe. Jesus kom by 'n stopstraat aan, hè? Dan is daar 'n begrafnis. Dan is daar 'n jong meisie wat dood is, dan sê hy stop en almal huil, dan maak hy die graf, en bid hy vir die jong meisie, dan staan sy op by die dood uit. Is so asof Jesus kom en sê, hoorie, ek wil hê jou lewe moet floreer, ek wil hê jy moet voortbring lewe, jy moet produseer, jy moet God sigbaar maak in jou lewe. Vrugbaarheid beteken, maak God sigbaar in jou lewe. Ons kyk na Jesus se lewe, dan sien ons, hoorie, hy stap verby blindes, dan begin hulle te sien, en dan die melaatses, hoorie, so kry genesing. Hy floreer, hy produseer, hy het hierdie soort lewe, hy het die blessing van God op hom. Jy het die blessing van God op jou, maar ek glo dit nie, ek vat dit nie, ek relate nie daarmee nie, ek doen te veel sonde, ek het al hierdie verskonings in my lewe. Hy kom by sondaars, dan vergewe hy hulle, hy maak hulle gebroken is, dan gee hy hulle hoop, en dooies dan kry hulle weer lewe. Ja mense, God het vir ons hierdie lewe bedoel om te lewe, 'n barak lewe. Hy seën jou, dat daar anders sal floreer, dat jy lewe sal produseer, die lewe laat beter daar waar jy is. Wil jy gou vra, hoe kan jy die lewe 'n beter plek maak? Laasweek toe praat Ian met ons, en hy het reguit gepraat met ons, en hy het die mans uitgedaag, en dit het my so geroer in my binneste. Jy sien, as jy nie hierdie goed ernstig opvat nie, dan kan jy nie in sy seën lewe nie. Jy moet dit kan vat dit en sê, hoor hierso, ek lewe en ek maak hierdie plek 'n beter plek, ek verbeter dit, ek floreer. Met ander woorde, my vrou voel veiliger omdat ek haar waarlik lief het. En ons is nou besig met 'n huwelikskursus. Dit is altyd so bad, weet, want dit is goed vir my en Suzelle, maar ons kan nou maar lekker beklei by so 'n kursus ook, nê. Ons moet nou oefenvragies doen en alles, maar die waarheid kom uit, en dan settle ons, en ons groei, en my kinders het meer selfvertroue, omdat ek hulle bevestig, ek bid vir hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. My werknemers, die mense wat saam met my werk, hulle is beter mense, want ek mentor hulle, ek praat met hulle. En my vriende is nader aan Jesus, want hoorie, ek is daar. Mense, jy moet begin verstaan dat, hoorie, God het jou reeds vrugbaar gemaak. Dis binne in jou. Hy het jou geseën om vrugbaar te kan wees. Die kapasiteit is binne in jou, om uiteindelik uit te kan bring wat eintlik binne in jou is. Johannes 15 praat daarvan, Jesus gebruik presies hierdie begin, bly in my, soos wat ek in julle bly. Bly in my, dan sal julle baie vrug dra. Bly in my, dan sal julle vrug dra, en hierin is my Vader verheerlik, dat julle baie vrug moet dra. Jy sê, kom ons gaan terug na bekering toe. Bekering, kan jy onthou hoe excited jy was? Kan jy onthou hoe lus was jy van Bybel te lees? Kan jy onthou hoe naby jy aan die Here was? Dis bewoon. Ons het dit verloor.
Nou is ons net aan bewerk en bewaar. Jesus, my werk gee my identiteit. My geld gee my identiteit. My werk gee my status. Dis nie wat jou status en as jy saam met hom wandel, die bewoon gee my identiteit. En dan worry ek nie wat sê die werk en die mense van my nie, so by the way. Om vrugbaar te wees beteken, God se lewe raak nou uiteindelik sigbaar binne in my lewe. Ek wil jou vra vanoggend, waar in jou lewe raak God sigbaar vir jou, nie vir mense nie. Want onthou, hierdie is nou persoonlik vrugbaar. Hoe weet jy 'n boom is vrugbaar? Hoe weet jy 'n huwelikskappel is vrugbaar? 5 kinders. Ja, sorry. Okay, maar is nie wat ons van praat. Hoe weet jy 'n boom is vrugbaar? Eers, man, hy het sulke lekker druiwe. Eers, hy het sulke vars perskes aan. Een manier, ek kan dit sien. Okay? Gou net aangaan, multiply. Want sê, hoor, jy moet nie net vrugbaar wees nie. Jy moet net floreer nie. Onthou, is nie pressure nie. Dit kom uit 'n verbond uit. Kom uit 'n verbond uit, kom uit 'n belofte, kom uit 'n verhouding uit. En nou sê hy, vermenigvuldig. Yes, dit is so 'n interessante woordjie daar. Vermenigvuldig en vul die aarde. Daai woordjie beteken rabba, vermeerder die lewe om toe te neem, om te groei, om uit te brei. Maar dan hierdie ene waarop hy fokus, dan sê hy, om invloed te laat versprei. Yes, om invloed te laat versprei. Met ander woorde, God wil nie net sy seën by jou laat eindig nie. Dit moet deur jou vloei. Jy sien, vrugbaarheid maak dat hoor die God in my sigbaar raak. Multiplication beteken God werk nou, God se teenwoordigheid raak nou sigbaar deur my. Nie net in my nie, dis die belangrikste een. Dit klink soos ons visie hierdie, nê? God werk in my, God werk in my. Hy kan nie deur jou werk as hy nie eers in jou werk nie. Maar nou sê hy, dis die volgende stap. Hy wil jou vermenigvuldig. Hy wil jou invloed wil hy versprei. Dis God se plan nog van die begin af. God het nie net een boom gemaak nie, God maak 'n klomp bome, en elke boom het vrug, en elke vrug, hoor jy, so skiet saad, en as hy saad, dan kom hy weer in die grond, dan kom daar nog bome op. God dink altyd in generasies, God dink aan, hoor jy, vermenigvuldig. Ek lees daar in 2 Timoteus 2 vers 22, dan skryf Paulus aan Timoteus, dan skryf hy hierdie woorde, wat jy van my gehoor het, vertrou dit toe aan getroue mense, wat bekwaam is, wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Hier is dit, vermenigvuldig. Paulus praat met Timoteus, dan sê hy, wat jy van my gehoor het, wil ek hê, moet jy toevertrou aan getroue mense, dat hulle bekwaam kan wees om weer ander te leer. 4 geslagte in 1 versie. Paulus, Timoteus, getroue mense en ander. Vermenigvuldig. Ja mense, ons raak lui. Ons steek ons talente weg. Dis soos 'n ou wat vis vang langs die dam en dan jy sê ek gooi in, ek kry niks nie, ek gooi in en kry niks nie, en die ou langs my heen, hy vang al die visse. Het jy geweet, 'n visserman verklap nooit sy hy, wat se byt gebruik jy? Nee, niks. Ek gooi 'n leeuhoek in. Ek vang net vis. Ja, ons raak soos hierdie vissermanne en jy weet, een kers, hoor jy so wat 'n ander kers aansteek. Het die een kers nou sy lig verloor omdat 'n ander kers? Nee. Nou is ons ligter, dis ligter. Raak my geloof min as ek met iemand deel. Raak my liefde minder as ek met iemand lief hê. Raak my wysheid minder as ek dit met iemand deel. Vertrou dit toe aan getroue mense. Weet jy wat gebeur? Salwing is so 'n amazing ding, dat jy geseën is. Dis 'n ander woord, jy is geseën met salwing. Salwing maak dat jy vrugbaar kan wees. Salwing maak dat jy kan vermenigvuldig. Jy weet, salwing kan nie ophou nie. Salwing, as ek olie vat en ek smeer, dan het ek nie minder nie. Het jy geweet, hoe meer ek weggee van salwing, hoe meer kry ek? Hoe meer ek weggee, hoe meer kry ek? Dis die Bybelse beginsel. Jy sien mense, ons moet leer om te vermenigvuldig. Ek wil vra aan die paas vanoggend,
Hoor, so leer jy jou seun bid. Sit jy by hom en leer jy jou dogter, ma, om op die Here te kan vertrou. Vermenigvuldig jy. Is jy besig om jou invloed letterlik te kan weergaan aan getroue mense? Is jy besig daarmee, weet, om 'n jong Christen miskien te kan oplei in disippelskap? Ek het nou 'n paar maande terug, is daar 'n profesie oor 'n jong ou wat 'n profeties het, hy 'n gawe van profeet. Maar hy's jonk en het gevoel, die Here lei my, ek sit elke Sondag aand, sit ek saam met hom voor kerk en praat ek met hom. Ek lei hom. Ek vermenigvuldig. Is ek lus daarvoor elke Sondag? Nee. Ja, mense, weet jy wat gebeur met my elke keer as ek al wegstap? Die Here gebruik my, hy werk in my. Ek het meer as wat ek gehad het toe ek gekom het. Mense, Sabdo onderwerp dit. Ek dink, ek moet met jou deurgaan hier, so ons gaan onderwerp, dit beteken onder beheer bring, of te orden, of te kultiveer, of te tem. Onder bestuur te plaas, is 'n ander woord. Maar om Genesis 1 in konteks moet ons natuurlik die konteks in die opdrag in konteks lees. Toe hy hierdie geskryf het, wil ek hê jy moet weet, God het reeds 6 dae gewerk. Hierdie konteks is, hy het 6 dae gewerk, hy het lig, hy het duisternis in lig verander. Hy het uit chaos uit, het hy lewe gebring. Hy het uit leegheid, het hy volheid gebring. Genesis 1 vers 2 sê, die aarde was woes en leeg. Mense, bly net gou by. Die aarde was sonder vorm, vormloos. Absolute chaos. Ander vertaling sê die aarde was onbewoonbaar, chaos. En dan draai God na die mens toe, en dan sê hy, hoorie, ek wil hê, julle moet doen presies wat ek gedoen het. Wat is dit? Om chaos te verander in orde. Om iets wat onbewoonbaar, bewoonbaar te maak. Dis wat onderwerpe dit beteken. Fruitful, om God sigbaar te maak in my. Ek voel hom, ek is in sy teenwoordigheid, ek praat met hom, ek bewoon hom, ek gewandel met hom. Dan sê hy, vermenigvuldig nou dit. Dan sê hy, gaan uit en sê, maak God sigbaar deur jou. En dan sê hy, onderwerp dit. Bedoelende, daardie onderwerp beteken letter orden en kultiveer dit. Jy sien, God gee vir Adam 'n onvoltooide wêreld. Mense, en hy gee vir jou 'n onvoltooide wêreld. Hy plaas jou nie in 'n tuin wat alles perfek is nie. Veral na die sonneval. Bly die goed. Plaas hy vir Adam in die tuin en hy sê vir hom, hoor jy, so hy gee hom 'n tuin. En hy sê vir hom, hier buite is daar nog baie ongerepte, verwaarloosde, vormlose, onbewoonbaar, chaos. Dan sê hy vir Adam, gaan bou, gaan kultiveer, gaan maak reg. Ja, mense, as ek hierdie goed lees, dan raak ek so opgewonde, want God wek weer drome in ons op, en wat God eintlik hierso sê, hy sê letterlik, vat my orde, vat my krag, vat my orde en versprei dit. Bou en ontwikkel en herstel en kweek en organiseer en skep. Jy weet, dis hoekom mense musiek skryf, dis hoekom mense brûe bou, dis hoekom mense onderwysers word, vir hierdie rede. Dis hoekom mense medisyne ontwikkel, dis hoekom mense in bemarking, makelaar en ander mense kan help. Nou wil ek vanoggend vir jou sê, hoor gou hierdie. Jy moet nou vashou hierso. God gee vir elke mens 'n bietjie chaos. En hy sê, gaan onderwerp dit. Ek seën jou
met my vermoë. Ek seën jou met my teenwoordig. Ek seën jou met my guns. Gaan nou en verander hierdie chaos in orde. Het jy chaos in jou huis? Het jy op die oomblik chaos en spanning dalk tussen man en vrou? Ek wil nie sê God gee vir jou chaos nie, maar daar is chaos wat jy kan uitsorteer. Of dit nou in jou finansies is, of jy werk soek. God gee jou daai vermoë, onderwerp dit. Bedoelende, verander die chaos in orde. Hy roep vir Josef, dan sê hy, hongersnood, is chaos, vormloos, daar's nie kos nie. Dan kom Josef en dan maak hy 'n plan, hy orden, hy organise, hy God se seën is op hom. Abraham, Genesis 12, want sê, ek het jou geseën, sodat jy 'n seën kan wees. Jesus se doop, 'n stem uit die hemel uit. Hierdie is my geliefde seun, ek aanvaar jou, ek het jou lief. En dan begin Jesus se bediening. Eers die ontmoeting. En dan roep hy jou om te gaan onderwerp dit. Bedoelende, kyk na Jesus se lewe. Dan gee hy ons 'n lekker voorbeeld aan, sê hy kom daar by die storm, dis chaos, dis storm, dan bring Jesus vrede. Ja, dis my so mooi, dan kom Jesus by die siekte, dis chaos, dan bring hy genesing. Dan kom Jesus by die sonde, en dan bring hy vergifnis, dan kom hy by verdeelte, dan bring hy eenheid. Jesus onderwerp, ek dink die mooiste voorbeeld van onderwerping is die kruis. Weet jy, dat by die kruis, sy grootste daad van onderwerp dit. Hy onderwerp die sonde, hy onderwerp letterlik die dood, hy onderwerp die Satan. Die ander woordjie vir subdue is, hy tem dit. Hy kry dit onder sy beheer. Hy onderwerp sonde, hy onderwerp die vyand. En hy bring dit onder God se genade, hy bring dit onder God se orde, daar waar daar wanorde is. Here, ek het chaos, ek het net chaos. God sê, hy roep jou, verander iets met die seën van die Here. My groot vraag vanoggend is, waar laat jy dinge beter? Waar jy is. Want om te onderwerp is nie om te heers nie. Om te onderwerp is om letterlik chaos te verander in 'n wonder. Ek wil gou afsluit met net die laaste in dominion, want ons alles saam. Som gou weer vir jou op, fruitful, om God sigbaar te maak in my, om te floreer, om gewig te kan hê, kabot te kan hê, om te vermenigvuldig beteken, ek floreer met hierdie soort lewe. Subdue, onderwerp dit, verander die chaos in orde. En dan die laaste ene, have dominion, heers. Jesus, ons wil altyd by daai een begin, hè? Ons wil net heers. Maar hy nog nie tot bekering gekom nie. Ons wil heers. Maar hy sê daar is 'n volgorde. Heers beteken letterlik hierdie woorde bestuur, toesig hou, verantwoordelik leiding gee. Hierdie laaste ene, namens 'n koning optree. Heers, namens 'n koning optree. Ek herhaal weer, voor alles, ek kies U, Jesus. Dan het God jou reeds inteendeel, hy het jou klaar geseën, jy kom dit net nou agter, want hy sê in Romeine 5, dan sê hy, ek het jou lief gehad toe jy nog 'n sondaar was. Ek het jou reeds gekies, jou klaar geseën, jy kom net nou by. En dan seën hy jou, en hy plaas al hierdie wonder op jou, en dan sê hy vir jou, my lewe, my guns, my teenwoordigheid, gaan nou met dit en gaan heers. Gaan letterlik en tree op namens my as koning. Ja, mense, dis verantwoordelikheid. Ons noem dit verantwoordelikheid.
Jy weet, kom ons vat dit stupid as ek iemand hier laat preek, wat nie teologies regsny nie, wat die gemeente in dwaal gaan laat gaan. Dit is so onverantwoordelik. Maar as ek kan heers, soos wat God sê ek moet heers, dan vat ek verantwoordelikheid. Jy sien, ou Adam daar in die tuin was nie die eienaar nie. Hy was die rentmeester gewees. En ons lees hierdie stories, dan lees ons in die Nuwe Testament, dan lees ons die stories, die eienaar gee iets aan die persoon, en dan later vra hy rekens. Dis dieselfde storie hierso. Ek wil net gou hierso, hoe regeer Jesus? Hoe het Jesus regeer? Kom ons vat net gou op Matteus 28 vers 18, hy sê, aan my is gegee al die mag wat bestaan in hierdie lewe, al die mag het hy aan my toevertrou. Wat doen Jesus met al daardie mag? Jesus, dit is aangrypend. Wat doen hy met al daai krag? Dan sien ons hy dien, hy vat aan melaatses, hy huil saam met Martha, hy vergewe, hy offer homself. Mense, ek wil net dat jy wakker word vanoggend, dat ons kan besef, daar is 'n lewe wat baie preke sal wees oor die, dis nou sommer oor die prosperity. Hier is nie prosperity, dit is 'n God gegewe vir jong mense, vir ouer mense, om in te kan koop en te sê, Here, die wêreld sê, ons moet beheer, dit gaan oor status en dit gaan oor posisie, maar God sê, Jesus sê, as jy die grootste wil wees, dan moet jy hulle dienaar wees. Dis hoe Jesus heers. Een versie, om net te bevestig. Jesus het geweet, dat die Vader alles in sy hande gegee het. Hy het dit geweet. God gee alles in sy hande. Hy het geweet dat hy uit God uitgegaan het en dat hy na God toe teruggaan. Hy het dit geweet. En nadat hy dit geweet het, staan hy op en vat 'n voorskoot. En hy vat 'n waskom en hy begin sy disippels se voete te was. Iemand wat weet, hy het al die mag en die gesag en die krag. Hoe doen ek daarmee? Dan begin hy mense se voete te was. Mense. Hoe kry mense dit reg? Ek is geseën. Ek het identiteit. Ek is vol van hom. Hy maak my vrugbaar. Hy laat my vermeerder. Hy laat my onderwerp dit. Dis 'n ander woord as onderwerp jy aan God. Onderwerp dit, sê die skrif. Dit wat chaos, dan sê hy, gaan heers. Ek gaan jou 'n geleentheid gee om vanoggend net so 'n paar besluite te maak. Miskien Teresa, miskien kan jy, of Lindy, iemand net kan kom speel dalk hier. Ek wil dit afsluit vanoggend en jou vra, is jy vrugbaar? Dis 'n paar goeie wat jy net kan aan dink, dat jy dit met die Here kan deurpraat, weet, en sê, is ek nog leerbaar? Groei ek nog geestelik? Word ek nog soos Jesus, vrugbaar, sigbaar in my? Ek maak God se teenwoordigheid sigbaar in my. Jy weet, om vrugbaar te wees, God verander eers die boom voordat hy die vrug verander. Voordat hy vrug verwag. Hoe doen jy met die vrugbaarheid? Hoe doen jy met die vermenigvuldiging? Wie het God op jou pad geplaas? Dalk is dit 'n seun, dalk is dit 'n vriend, 'n kollega of 'n jong gelowige. Hoe doen jy met vermenigvuldiging? Nee, dit is nie in my nie, dit is maar die pastore en die leierskap en alles. Nee, jy moet floreer. Jy moet jou invloed kan versprei.
Nee, ek het nie invloed nie. Okay, maar dan is jy ook nie geseënd nie. Jy is geseënd. Maak dit vas. Vermenigvuldig die lewe wat God in jou geplant het, moet deur jou in iemand anders groei. Hoe doen jy met onderwerp? Waar is daar chaos in jou lewe? Waar is daar 'n bietjie spanning? Waar kan ek herstel bring? Mense, hierdie is die uitdaging vanoggend. Ek word 'n dader van die woord. God seën jou met dit. Nou vra hy jou. Hoorie, waar heers jy? Word my vrou sterker, want ek haar lief het? Bedoelende ek dien haar? Of is ek te hoogmoedig en te sterk, dat ek nie 'n dienaar kan wees nie? Heers soos wat Jesus geheers het. Groei my span, omdat ek hulle lei. Kom mense nader aan Jesus, omdat hulle my ken. Ek dien hulle, ek help hulle. Ware gesag word nie gemeet aan hoeveel mense jy beheer nie, maar aan hoeveel mense floreer, omdat jy hulle dien. Mense, vanoggend, ek ervaar so dat ons weer moet vasmaak, vir al die mans, is jy mans genoeg, om intiem met God te verkeer, om saam met hom te bewoon, saam met hom te wandel, is jy intiem genoeg met hom, om te hoor, hy seën jou, hy barak jou. Dis nie net woorde nie, as jy daai woordjie gaan lees, is barak, is swaar, dis verantwoordelikheid, dis blessing, dis guns, dit is 'n manifesterende teenwoordigheid, dit is 'n lewe wat jy lewe en wat aangaan met hierdie lewe. Dis om tuiste te maak, is om daar te bly, is barak, is groot, is diep. Hy seën jou met dit vanoggend. Hy seën jou met dit vanoggend. En dan vloei uit dit uit vrugbaarheid, vermenigvuldiging, subdue en heers. Kan jy dit vat vanoggend? Ek gaan jou so 'n oombliekie gee om net te dink. Wees vrugbaar. Hy roep jou, wees vrugbaar. Hy roep jou. Jy moet die keuse kan maak. Ek gooi dit net so vinnig daar vir jou op. Wees vrugbaar. Dis nie pressure nie. Dis verbond. Laat hy sigbaar word in jou. Laat hom toe. Is dit chaos. Bring 'n einde, onderwerp dit. Heer, tree op namens die koning. In nederigheid en diensbaarheid. Here, ons kom vanoggend na U toe en ek weet, dis nie iets, ons is op verskillende plekke in ons lewens, Here, maar Here, vir hierdie gemeente, vir elke persoon, oud en jonk, Here, bid ek vanoggend, Here, dat, Here, ons weer herinner, en dat ons weer in dit inklim. Here, dat ons was daarmee, dat ons dit drink, dat ons vol word daarvan. Ek is 'n geseënde van die Here. Elke keer as ek met Koos Du Plessis praat, dan vra ek hoe gaan het, dan sê hy, ek is 'n geseënde van die Here. Dit moet deel wees van jou woorde. Ek is 'n geseënde van die Here. Ek is barak, ek is vol van hom. Al voel ek soms leeg. Hy het my geseën, hy het my geseën, hy het my geseën en ek glo dit. Spring daar weg. Jy sal sien hoe al die goeders in jou lewe bymekaar val.
Jy sal sien dat jou bewerk en jou bewoon hier op hierdie aarde nie uit vroeg en sweet en ywer en moeilik kom nie. Dit gaan kom nie met inspanning nie, dit gaan kom na jou toe. Kliënte sal na jou toe kom. Dit sal werk vir jou, want God sorg vir sy kinders. Hy kom sy belofte na. Maar jy moet inkoop daarmee. Jy moet dit glo. En ek bid dit vanoggend vir jou, dat jy 'n ander lewe sal lewe. Want is iets wat ek nie vir jou kan vra om te doen nie. Jy moet dit self besluit. Ek raak hongerig. Ek raak mans genoeg om my Bybel te lees terwyl almal TV kyk. Ek raak mans genoeg om te gaan bid en te onttrek na my binnekom. Ek raak mans genoeg om my kinders te leer. Ek raak mans genoeg om te vermenigvuldig en te onderwerp. Ek raak mans genoeg om chaos te verander in orde. Ek raak mans genoeg om die fight te kalmeer. Ek raak mans genoeg om hierdie storm te bedaar terwyl ek op die boot vaar, wat ons noem 'n lewensreis, en sê ek is moeg dat hierdie my beïnvloed. Ek maak 'n einde daaraan, ek onderwerp dit, want jy die gesag en die autoriteit daarvan in God in Christus Jesus. Ek bid dit jou toe vandag in die naam van Jesus.